Ag, dit is vir my lekker as my gemeente en my skapies huis toe kom en by die kerk is en dis altyd lekker. Ek sê dit nie net nie, dis vir my 'n eer en 'n groot voorreg om elke Sondag die woord oop te breek. Maar dit is vir my 'n groot eer om saam met my boeties en my sissies die naam van die Here te kan groot maak. Sanshin, jy sit heeltemal verkeerd. Waar sit jy vanmôre? As jy jou Bybel saamgebring het, maak dit vir my oop by Psalm 30. Terwyl jy jou plek soek, ons het verlede Sondag vir Junior gebid, wat gegaan het vir 'n skoueroperasie. Hy's nie vanmôre hier nie, maar hy het vroeg al reeds laat weet, hy stuur sy kinders, so baie welkom, dit gaan met hom goed. Hy het al gister so 'n paar dinge gedoen en rondbeweeg, julle ken vir Junior, hy kan nie stil sit nie, so al die lof en die eer ook aan die Here, wat nog steeds genees. Amen, wat nog steeds genees. Bertina, baie welkom, ek sien nou eers, jy sit daar agter sy, ek het jou nie gesien nie, baie welkom. Dis my niggie, ek kan dit sê. Ek wil vanmôre 'n bietjie met jou praat oor die tema, wanneer my weeklaag verander in 'n koordans. Wanneer my weeklaag verander in 'n koordans. Ek praat vanmôre so 'n bietjie uit my eie ervaring en so 'n bietjie met my eie gees en my eie siel, maar ek hoop ook dit beteken vanmôre vir jou iets. Ek wil hê Psalm is so maklik om te kry. Het jy die boek Psalm 30? Kom ons lees gou die Psalm. Ons gaan die hele Psalm lees, is so mooi. Hy sê 'n Psalm, 'n lied by die inwyding van die huis van Dawid. Ek sal U verhoog, Here, want U het my opgetrek en my vyande nie oor my laat bly wees nie. Here my God, ek het aan U geroep en U het my gesond gemaak. Here, ek het my siel uit die doderyk laat opkom. U het my lewend gemaak uit die wat in die kuil neerdal. Psalm sing tot eer van die Here, o sy gunsgenote, en loof sy heilige gedenknaam. Want 'n oomblik is daar in sy troon, 'n lewe in sy goedgunstigheid. Saans vernag die geween, maar smorens is daar 'n gejuig. Vers 7. Ek het wel in my sorgeloosheid gesê, ek sal vir ewig nie wankel nie. Here, U het my berg deur U welbehae sterk laat staan. U het U aangesig verberg, ek het verskrik geword. Ek het U aangeroep, Here, ek het U Here gesmeek. Watter voordeel is daar in my bloed as ek neerdal in die kuil? Sal die stof U loof? Sal dit U trou verkondig? Vers 11. Hoor, Here, en wees my genadig, Here, wees my 'n helper. U het my weeklaag vir my verander in 'n koordans. U het my roukleed losgemaak en my met vreugdom gord, sodat my eer U kan besing en nie swyg nie, Here. My God, vir ewig sal ek U loof. Vers 12. U het my weeklaag vir my verander in 'n koordans. Is daar iemand wat kan amen sê? Die Here het my weeklaag verander in 'n koordans. Nou, so as 'n inleiding, ek wonder wie van julle het al die fliek gekyk, Die Spook van Uningdale. Wie het dit al gekyk? Simpel, baie simpel. Toby Cronje is die spook in hierdie fliek. En dan begin hy met 'n liedjie wat sê, dis lekker om te lewe, ja ek is. Of ek 'n voël is, of ek 'n mens is, of ek 'n vis is. Wie weet waarvan ek praat? Toby Cronje sing hierdie liedjie en die hele dag of die hele tyd in hierdie fliek, dan sing hy hierdie liedjie. Dis lekker om te lewe, ja dit is. Om te lewe is nogal bietjie uitdagings. Amen. Dis nie altyd lekker om te lewe en ja, ek is 'n voël en ek is 'n mens en ek het 'n vis nie. Ek het vanmôre gekom om vir jou te sê, om te lewe is 'n voorreg. Maar om te lewe het uitdagings. Wie weet waarvan ek praat? Kom maar, is dit net daar in Andriesbystraat? Dis nie altyd net maanskyn en rose om te lewe nie. Dit is nie net die hele tyd bo op die kry nie. Ja, om te lewe beteken dat ek partykeer ook deur 'n dal van doodskaduwee moet gaan. Ek moet ook partykeer deur storms gaan. Ek moet ook partykeer 'n bietjie deur 'n moeilike omstandigheid gaan. Ek moet ook partykeer bietjie getoets word. Dan moet partykeer 'n bietjie water in my bootjie beland, want alhoewel dit lekker is om te lewe, is daar uitdagings rondom om
te lewe. En wanneer ek Psalm 30 lees, dan sien ek dat Dawid het presies geweet waarvan ek nou praat. Dawid was die koning, maar hy het ook uitdagings gehad. Hy was deur sy eie seun het hom nie gespaar nie. Daar was koninkryke wat met hom oorlog gemaak het. Kan jy onthou hoe Saul teen hom beklei het en Nabat en ek kan aangaan Goliat en die beere en daar was 'n klomp dinge wat teen hom was. Al was hy koning en al het hy lekker geëet en al het hy al die mooi perde en die koetse gehad, was lewe ook vir hom op tydkleer ook 'n uitdaging. En dan sing hy hierdie Psalm 30, baie interessant, net nadat sy paleis klaar gebou was. En dan sing hy hierdie Psalm, en in hierdie Psalm sing hy van die grootheid van die Here. Hy sing van hoe die Here hom baie kere uit benoudheid uitgered het. Hy sê Here, toe ek siek was, het die Here my genees. En toe my vyande my wou doodmaak, het die Here my gered en die Here het my uitgehaal. Hy sê in vers 6, hy sê saans het ek gaan slaap met 'n geween. Vers 12 sê, ek het 'n roukleed gedra. So Dawid het geweet wat dit is om deur moeilike tye te gaan. Dawid het geweet hoe dit voel om swaar te kry. Dawid bly dalk in 'n paleis. Hy's dalk die koning. Hy dalk al die dinge wat sy hart begeer, maar hy het ook op 'n stadium in sy lewe ervaar dat die lewe is moeilik, dis donker, dis baie keer ook ongemaklik, maar hy skryf hierdie Psalm en hy sê dat die Here het sy hartseer, die Here het sy weeklag, het die Here verander in 'n koordans. Dit het nie altyd net swaar gegaan nie. Die Here het ook vreugde en vrede gebring. Hy skryf so mooi, hy sê, die Here het my sukkel verander in 'n gejubel, hy het my hartseer verander in vreugde. God het sy diepste behoefte aangeraak. God het hom gehelp toe hy in nood was. Hy het hom in ere herstel. Hy het hom regop gehou. Hy het hom hoop gegee. En hoor gou, jy's dalk nie vanmôre koning Dawid nie, maar elkeen van ons gaan iewerste in ons lewens deur 'n tyd van pyn, 'n tyd van teleurstelling, 'n tyd van beperkings, 'n tyd wat jy voel, daar's net weeklaag in jou lewe. Wie weet waarvan ek praat? Maar dit gaan goed in Hartbeesfontein. Miskien moet ons trek, Ilse, ons moet Hartbeesfontein toe trek, dit gaan goed hierso. Maar Dawid skryf, hy sê, Here, U ken my hartseer. Here, U ken my weeklaag. Wat is weeklaag? Dis nogal 'n woord wat ons in Afrikaans gebruik, nie? Jy kom tog nie by die werk en dan sê jy vir die baas, ek het 'n weeklaag vanmôre in my hart nie. Dis baie mooi as jy dit wil sê, maar weeklaag beteken dat jy diep hartseer is binne in jou siel in. Dit beteken dat jy pyn het, dat jy 'n smart het wat jy moet dra. Dit is wanneer jy uitkom en as iemand jou vra hoe dit met jou gaan, dan bars jy in trane uit omdat jy pyn in jou binnekant van jou lewe ervaar. Dit is nie 'n pyn wat jy aan jou lyf kan voel nie. Dit is iets wat binne in jou siel en binne in jou gees is. Dit is nie ongeloof nie. Dawid het nie ongeloof gehad nie. Maar Dawid het 'n weeklaag. Hier binne in sy hart het hy seer. En dan sê Here, ek het 'n weerklaag. En ek weet jy sit vanmôre hier en jy sê, ek weet waarvan Dawid praat. Ek het al baie kere in my lewe gesê, Here, hier's 'n weerklaag binne in my. Dit is asof iets my so vasdruk. Die hele Bybel is vol weerklaag. Ek dink vir 'n oomblik aan die profeet Jeremia. Hy word die wenende profeet genoem, omdat hy die hele tyd met 'n hartseer gesig loop, omdat hy weerklaag het oor die volk. Wanneer laas het jy klaagliedere gelees? Dit is 'n boek vol van weerklaag oor die volk in Jerusalem se toestand. Onthou jy vir Hanna? Hanna huil voor die Here. Ek soek 'n kind, Here. Daar's 'n weerklaag in haar. Hulle het nie ongeloof gehad nie. Hulle het net hartseer binne in hulle gehad.
Ek lees daar in 2 Samuel 13 vers 10, dat Tamar, jy moet Tamar se hoofstuk gaan lees, sy loop, sy se hartseer, die trane val oor haar gesig, sy het nie ongeloof nie, sy weet wie is haar God, maar daar's 'n weerklaag binne in haar, daar's 'n hartseer, maar dankie die Here, dat die Bybel sê, dat die Here is nog steeds vanmôre in staat, om ons weerklaag te verander in 'n koordans. Is daar iemand wat saam met my opgewonde is? Nou, wat is 'n koordans? Koordans is nie sakkie nie. Maar wat doen die kinders nou? Sokkie, dis die woord wat ek gesoek het. Nee, 'n koordans is 'n dans van blydskap, 'n dans van jubel, 'n dans van oorwinning, omdat die Here vir jou iets gedoen het. Ek lees dit so mooi, toe die verbondsark in die teenwoordigheid van Dawid kom, toe kan hy nie stil staan nie, Sancho. Hy moet rondom die ark dans. Dit gaan nog swaar met Jerusalem, dit gaan nog swaar met die koninkryk, maar 'n koordans is iets wat binne in jou is, en jy kan dit nie verduidelik nie. Dis donker daar buite. Dis ongemaklik, maar binne in my wil ek jubel. Ek wil dans, want die Here is my God. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke kan ek veilig loop. Weet jy wat? Ek is so bly ek is Pinkster, want my voete wil net dans voor die Here. Ek wil koordans voor die Here vir wat die Here vir my gedoen het. En dis wat 'n koordans is. Dawid sê, my hartseer, my lang gesig, daardie droopy eyes, het verander in opgewondenheid, omdat God groot en goed is. En dis die God wat ek kan bid. Hy verander wanhoop in hoop. Hy verander vrees in geloof. Hy verander vrees in lofprysing. Hy verander weerklag in koordans. Jesaja 61 vers 3 sê, kom aan, jy moet dit ken, om vir die trerendes in Sion te beskik, dat daar in hulle gegee sal word, 'n sieraad vir as, 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees. Ons is gemaak om die kop te wees en nie die ster te wees. Maar druppeltjies maak ons dankbaar, Romanus. Solank dan net 'n ou paar druppeltjies is. Ek het gekom vanmôre om vir jou te sê, jy's geroep vir meer as dit. Daar's oorvloed vir jou. Vat dit gou. Vat dit in die naam van Jesus. Vat dit. Maar toe ek Dawid se verhaal lees, toe besef ek lees Dawid se verhaal en ek ken die Bybel. Kom aan, jy ken die Bybel. Jy weet Dawid gaan oorwin. Amen. Maar onthou, Dawid weet dit nie in Psalm 30 nie. Hy skryf 'n psalm deur sy hartseer en dan sê hy op die einde, Here, U het my weerklaag verander. Jy sien, om te kan dans kos 'n proses. Jy staan nie net die oggend op en dan begin jy dans voor die Here nie. Daar's 'n paar dinge wat moet in plek val en ek wil jou vanmôre leer om te dans. Sjoe, hierdie pastoor het nou heeltemal dit. Charles? Jy sien, voor jy kan dans, is daar 'n paar dinge wat moet in plek val. Ek weet nie van jou nie, maar ek hou nogal dinge moet so gebeur. As ek my vinger klap, dan moet dit verander. Kan julle onthou, daar was 'n paar jare advertensie van 'n dogtertjie, dan het sy haar neus so toegedruk, dan sy geblaas, dan word sy groter. Wie kan dit onthou? Sy was 'n klein dogtertjie, dan blaas sy haar neus en dan is sy in skool. En dan blaas sy haar neus, dan sy uit die skool uit en so sy groter geword. Dis nie hoe die lewe werk nie. Die lewe verander nie as jy jou oë knip en jou vingers klap nie. Niks verander vinnig nie. Alles in hierdie lewe is 'n proses. En daarom wil ek vanmôre met jou praat oor wat moet ek doen voordat ek kan koordans. Nommer 1, ek leer dit uit Dawid se verhaal uit. Gebed. Jy sê, pastoor, jy praat elke 4de Sondag oor gebed. Ek gaan nog elke 4de Sondag oor gebed praat. Bid is die kommunikasie van die kinders van die Here met die koning. Sonder gebed is daar nie 'n verhouding nie. Sonder gebed is daar nie 'n verhouding nie. Sonder gebed is daar nie 'n verhouding nie.
Hoor wat sê Dawid vers 9. Hy sê, ek het die Here aangeroep. Ek het die Here gesmeek. Nie net 1 of 2 keer nie. Weet jy wat 'n smeek? Ag asseblief Jesus. Ag asseblief Jesus. O, asseblief Jesus. O Jesus, U weet waardeur ek gaan. Asseblief Jesus. Dit is iets wat aanhoudend en voortdurend moet gebeur. Jy bid nie 1 keer en dan is jy klaar nie. Ek weet, take your burdens to the Lord and leave it there, maar ons moet bid, gedurig bid, elke dag bid. Ons bid tot ons die resultate sien. En dis wat Dawid doen. Hy sê, ek het die Here aangeroep en ek het die Here gesmeek. Gebed was nie Dawid se laaste uitweg nie. Dit was sy eerste reaksie. Gaan lees Dawid se verhale. Elke keer wanneer Dawid in die moeilikheid kom, het hy tot die Here gebid. Hy het geleer om te bid voordat hy geleer het om te dans. Sjoe, jy het sopas gemis. Dawid het geleer om te bid voordat hy geleer het om te dans. Kom ek gee jou 'n paar voorbeelde. Ek lees daarvan van Hanna. Ek het dit nou genoem. Hanna bid en sy vra, "O Here, gee my 'n kind." Weet jy wat gebeur? Die Here gee haar kind. Dis nou toevallig? Nee. Daar's krag in gebed. Elia bid, hy sê, "Ag Here, stuur maar weer die reën. Ek het die wolke toegebid." En weet jy wat doen die Here? Hy stuur die reën. Hiskia sê, "O Here, gee my net nog so 'n paar jaar." En die Here verlang sy lewe met 15 jaar. Dis nie toevallig nie. Niks in hierdie lewe is toevallig nie. Dis as gevolg van gebed. En as jy nie gebid het nie, is dit as gevolg van jou ma en jou ouma grootjie wat jou deur gebid het. Maar gebed verander sake. Psalm 145 vers 18 skryf Dawid, "Die Here is naby almal wat hom aanroep." Wat is aanroep? Bid. Hallo? Wanneer laas het jy oor jou probleem gebid? Wanneer laas het jy die Here aangeroep? 1 Tessalonisense 5 vers 17, jy ken dit. Bid elke tweede dag. Nee, bid sonder ophou, sê die Bybel. Daar was eers gebed oor Dawid se lippe, voor daar 'n gejubel en 'n gedans in sy voete was. Jou deurbraak begin hier en op jou knieë, voordat jy dit sien. Dit was deel van Dawid se DNA. Psalm 34 vers 5 skryf, "Ek het die Here gesmeek en die Here het my geantwoord." Psalm 58, Psalm 50, ek skryf lelik. Psalm 50 vers 15 sê, "Roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp, jy moet my eer." Dit praat van 'n gebedslewe. Filippense 4 vers 6 sê, "Wees oor niks besorg nie." Het niks trappe van vergelyking? Nee. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en met danksegging aan God bekend. Hoekom? Jakobus 5 vers 16 sê, "Die gebed van die regverdige het groot krag." Nee, die gebed van die dominee en die predikant en die pastoor en die ouderlinge, dis groot krag. Nee, die gebed van die regverdige. Kan ek gou regverdige sien? Kan ek gou regverdige sien? Die gebed van die regverdige het groot krag. En wanneer jy begin bid oor jou situasie, dan verander die Here jou weeklag in 'n koordans. Is dit so maklik? Ja. Dis so maklik. Nommer 2, wat het Dawid gedoen? Jy sien, Dawid het gehuil. Sjoe. Vers 6 sê, "Saans vernag die geween," maar dankie, smorens is daar 'n gejubel. Dawid het trane geken. Wanneer jou seun teen jou draai, sjoe, en jou koninkryk by jou wil vat, weet jy wat is trane? Hallo? As jy die mooiste musiek op jou harp speel en iemand skiet jou met 'n spies, ken jy trane. As jy terugkom van die oorlogveld en jy stap Sigla binne en alles is verbrand en jou kinders en jou vrouens is weggevat, ken jy trane. Wanneer jy die Here teleurstel, ken jy trane. Wanneer jou kind sterwe, soos wat Dawid het ervaar het, dan ken jy trane. Dawid het hartseer en pyn geken. Psalm 6 vers 7 sê, dit is so 'n mooi vers, hy sê, "Ek is moeg van my gesig.
Elke nag laat ek my bed swem. Ek deurweek my bed met my trane. Dawid het hartseer geken, maar Dawid het geweet dat as ek my weerklag wil laat verander in 'n koordans, sal ek moet huil. Hoor gou hierso. Huil is nie 'n teken van swakheid nie. Glad nie. Huil is 'n teken, Here, ek kan nie op my eie nie. Here, ek wil nie op my eie nie. Here, ek het U nodig. En Dawid het dit 'n paar keer uitgeroep. Ja, hoor gou net so interessant. Die Here hou van trane. Hallo? Kom ek lees gou vir jou 'n versie. Psalm 56 vers 9. Hy sê, U hou my trane in 'n kruik. U skryf dit neer in 'n boek. Sjoe. Trane is vir die Here belangrik. En nie een traan sal op die grond val as God dit sien nie. En dan kom Openbaring. Sjoe, Openbaring is so mooi. Openbaring 21 vers 4, dan sê die Here, ek gaan self jou trane afvee. Nie die engele nie. Ek, sê Jesus, gaan self jou trane afvee. Dawid het trane geken. En omdat hy gehuil het en in sy oomblik bewus was dat hy net op die Here kan vertrou, verander die Here sy situasie. Ek lees in 1 Samuel 1 vers 10 dat toe Hanna gehuil het, ons gaan 'n paar keer van haar hoor. Toe Hanna gehuil het God haar gehelp. Psalm 126 vers 5 sê, die wat met trane saai, sal met 'n gejubel maai. En miskien net vir 'n oomblik huil jy vanmôre oor jou verlies, oor jou teleurstelling, oor jou omstandigheid, oor jou fisiese en geestelike pyn. Maar ek het vanmôre goeie nuus. Al gaan slaap jy met trane in jou oë, sê die Bybel, sal jy opstaan met 'n gejubel, want in jou trane het jy bewus geword dat Here, ek kan nie sonder U nie. Ek het die Here nodig. Here, sien my trane. Kom help my. Vee my trane af. En as die Here jou trane afgevee het, dan kan jy nie stil staan nie. Jy moet opgewonde raak. Nommer 3. Wat moet ek doen voor ek dans? Jy moet bietjie wag. Ek weet nie van jou nie. Ek is nogal haastig van geaardheid. Hoor wat sê vers 6. Hy sê, want 'n oomblik is daar in die troon. Net 'n oomblik. Hierdie woordjie oomblik praat van 'n tydperk. Dit praat van tyd wat verbygegaan het. Dit praat nie net van oomblik en is verby nie. Dawid sê, daar was 'n oomblik in die troon. Met ander woorde, daar was 'n seisoen gewees. Daar was 'n tydgreep gewees. 'n Oomblik praat van iets wat verbygaan. En nadat dit verbygegaan het, dan kom die koordans. Alles gaan verby. Hallo? This too shall pass. Dit waardeur jy vanmôre gaan, hoor gou, dis nie deel van my preek nie. Ek wil vir iemand gou vanmôre sê, this too shall pass. Jy is vanmôre besig om swaar te kry, en jy is besig in hierdie oomblik van swaar kry. This too shall pass. Ek weet nie met wie praat ek vanmôre nie, vat dit net. Maar toe ek dit lees, toe besef ek iets. Dawid het seisoene gehad. Hy het oomblikke gehad. Hy het wagtye gehad. Onthou, hy was gesalf as koning, maar toe laai hulle hom nie op die koets en vat hom paleis toe nie. Hy moes 'n paar jaar wag voordat hy die paleis kon inkom, voordat hy op die troon kon sit. Dawid het geweet, daar moet 'n tyd verbygaan, maar hoor gou die goeie nuus. As jy vanmôre vir Dawid iets kon vra, en jy vir Dawid sou vra, Dawid, was dit die moeite werd om te wag? Sou hy gesê het ja. En wanneer jy terugkyk oor jou moeilike seisoen, dan kan jy soos Dawid sê, dit was net 'n oomblik. Want die swaar kry wat ek nou beleef, kan nie opweeg teen die heerlikheid wat vir my wag nie. En Dawid sê net 'n oomblik. Ek moes net 'n oomblik wag. En ek wil hê jy moet vanmôre rustig raak. Maak gou so. Blaas uit. Hulle sê mos jy let go and let God. Hulle sê jy moet hom so uit jou vingers uitskiet. Al die spanning. Raak net rustig. Raak net rustig. Wag jou tydperk uit.
Wag dit uit. Wag uit totdat die Here opdra. Here, hoekom moet ek wag? Is 'n preek vir 'n ander dag, maar hoor gou hierso. Ek moet wag want die Here is besig om iets wonderliks vir my gereed te maak. Ek moet wag want die Here is besig om my gereed te maak. Ek moet wag want die Here is in die voorbereidingsproses. Ek moet wag want die Here is besig om my karakter te verander. Ek moet wag want my geloof is nog nie reg nie. Die Here werk nog aan my. Die Here werk nog aan my. Dit laat my dink aan 'n avokado peer. Elsje het so 2 weke terug 'n avokado peer gekoop. Man, ek was so lusvol. En dan sy hart. Ek kan met hom niks maak nie. En dan druk ons hom in die microwave. Wie dit al gedoen? Dit werk nie. Want jy wil hom ryp maak. Jy wil hom man, hy het geen smaak nie. Maar wanneer jy wag en op die regte water in my mond toe. En op die regte oomblik, dan sny jy daardie avokado peer oop en dan gooi jy hom sout en peper en so 'n bietjie tabasco en dan eet jy hom met 'n lepeltjie, want jy het gewag en aan hom wat wag sal die vrug pluk. En vanmôre het ek gekom met 'n eenvoudige boodskap. Ek weet ek is vol grappies vanmôre, maar eintlik is ek ernstig. Wag jou tyd uit. Want as jy hom gaan ryp druk, gaan hy nie so lekker wees nie. Psalm 27 vers 14 sê, net 4 woorde, wag op die Here. Wag op die Here. Dawid het geweet, ek moet so nou en dan bietjie wag. Maar ek het goeie nuus vir jou. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Dan gaan die Bybel verder, hy sê ek is tot alles in staat, waarop? Op daardie krag wat ek waar gekry het, by Jesus gekry het. O, die Bybel is mooi. Wag, hoekom? Want jy kry krag. En wat kan jy doen? Alles. 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 Weer, is daar trappe van vergelyking vir alles? Alles. Ek dink gisterand toe ek hierdie stukkie voorberei. Tom Hanks speel daar in 2004 in 'n fliek. Die fliek se naam was The Terminal. Wie het hom gekyk? Sy naam in die fliek was Victor Navorski. Dis 'n mooi van, né? Hy kom op 'n lughawe. En toe op die lughawe kom, toe is daar fout met sy papierwerk en hulle sê wag so bietjie. En hy wag vir 9 maande. Kom, wie het daai fliek gekyk? 9 maande bly hy op die lughawe. En hy doen baie interessante goed. Dis 'n goeie akteur. Hy sal trollies rondstoor, dan kry hy R2, dan koop hy 'n broodjie of hy sal iets doen. Maar as jy die fliek gaan kyk hom gerus. Dis 'n mooi skoon fliek. Dan het hy in hierdie 9 maande goed geleer. Hy het nuwe vriende gemaak. Hy het geleer om te kan survive. Hy het geleer om planne te maak. Hy het 'n klomp dinge geleer. En toe die oomblik toe die 9 maande verby is en hulle sy papier in sy hand gee, toe wil hy nie loop nie. Hoor gou wat ek sê. Daar's 'n doel hoekom jy nou moet wag. Al is dit net nou om iemand anders te help, om goeie vriende te maak of om iets in jou lewe te leer, maar probeer net wag totdat die Here sê, dis reg. Ek sal dit nooit vergeet nie. Met my maar lyfie kon ek nogal lekker hol op skool. En dan het ons die 100 meter gehardloop en dan het jy mos merke gereed en dan het ek gegaan en dan blaas hulle die vletjie en dan moet jy terugkom. En as jy opgewonde merke gereed en dan blaas hulle die vletjie en dan moet jy terugkom. Jy sien as die geweer nie skiet nie, moet jy nie loop nie. Ons haar spring te vinnig weg. Weet jy wat gebeur as jy die 3de keer te vinnig wegspring, as hulle vir jou gediskwalifiseer? Sjoe, kusrabaka sekerwende. Jy gaan gediskwalifiseer word in die gees as jy nie gaan rustig raak nie. Iemand moet vanmôre hoor, ek weet ek hamer baie hierop. Jy moet rustig raak, sê die Here. Raak rustig, sê die Here. Ek is nog steeds in beheer. Nommer 4. Voordat jy kan dans, moet jy eers leer om te kan vertrou. Ja, jy het gebed nodig, jy het trane nodig, jy het 'n wagtydperk nodig, maar Dawid het op die Here vertrou. Vers 7 sê, ek sal nooit wankel nie. Deur u welbehae sal my berg sterk staan. Dit
praat van 'n vertroue wat nie kan wankel nie. Hy vergelyk dit met 'n berg, net soos wat 'n berg nie kan wankel nie, net soos wat 'n berg nie rond kan beweeg nie, sê Dawid, was my vertroue in die Here gewees, so sterk soos 'n berg se fondamente. Maak nie saak wat gebeur nie, my vertroue bly in die Here. Psalm 20 vers 8 sê hy, sommiges roem op strydwaans en ander op perde, maar ek sal op die Here vertrou. Ek sal op die Here roem, sê hy. Hoekom? Want my hulp kom van die Here. Jy sien, vertroue verander jou fokus van jou probleem af na jou koning toe. Vertroue vertel nie vir jou hoe groot jou probleem is nie. Vertroue vertel vir jou hoe groot jou God is. Vertroue vertel nie vir jou dat jy in die moeilikheid is nie. Hy vertel jou dat God se karakter nog nooit verander het nie. Hy's gister, vandag en môre tot in alle ewigheid dieselfde. Spreuke 3 vers 5 sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insigte nie. Elke keer wat Dawid sy eie planne gemaak het, het hy fout gemaak. Kom aan, jy ken Dawid se verhaal. Maar toe Dawid op die Here vertrou, Romeine 4 vers 20 sê, dat Abraham het deur die geloof vasgehou aan die beloftes van die Here. Al het dit nie gekom nie, al het dit lank gevat, sy vertroue was in die Here. Job 13 vers 5, Job 13 vers 15 sê, al sou hy my doodmaak, nogtans sal ek op hom vertrou. Dis groot woorde. Dis groot woorde. Even so, al sal die Here my nie help nie, vertrou ek op die Here. Want as hy my nie help nie, is daar 'n ander plan, is daar 'n ander doel. Wat sê Daniël se vriende toe hulle in die vuur gegooi moet word? Ons vertrou op die Here, en as hy ons uithelp, is dit great. As hy ons nie uithelp nie, my hoop is nog steeds in God. Kan jy dit sê? Ek sukkel. Sjoe, Here, as jy my nie help nie, dan wil ek ander planne maak. Ek het gisterand al weer 'n klomp plannetjies in my kop gemaak. Dan sê nou net. Oom Nikkie, sê nou net. Ek dink dit is ons man se geaardheid, want as dit nie werk nie, dan het ons daar in plan A en B en C in plek. Jaka, ek sien, sy gee jou 'n smile. Jy weet waarvan ek praat. Ons het altyd planne. Johan, ons het altyd planne. Vertrou op die Here. Vertrou op die Here. Jeremia 17 vers 7 sê, welgeluksalig is die mens wat op die Here vertrou. Gelukkig, geseënd is die mens wat op die Here vertrou. Ek maak klaar. Nommer 5. Voordat ek kan koordans, moet ek kan volhard. Gebed, trane, om te wag en te vertrou, spreek net van een ding. Om te volhard. Dis nogal een ding wat die Christene nie meer so lekker kan doen nie. Ons kan nie meer volhard nie. Ons kan nie meer aanhou en uithou nie. Vers 13 van ons gedeelte sê, vir ewig sal ek U loof. Vir ewig. Nie net as dit goed gaan nie, net as ek lekker het nie, net as dit alles voor die wind gaan nie. Hy sê, vir ewig sal ek U loof. Hy het 'n doelbewuste besluit gemaak, dat ek sal volhard in my gebed, ek sal volhard as ek moet huil, ek sal volhard as ek moet wag, ek sal volhard in my vertroue, maar my Here sal ek nie verloon nie. Ek gaan aanhou bid, aanhou glo, aanhou vashou, aanhou die Here dien, totdat die Here my uithelp. Vers 9 sê, na U toe het ek geroep, ek het gesmeek. Dit praat van 'n volhardingsproses, om die Here te smeek en te sê, Here, asseblief, onthou jy daardie onregverdige regter en die weduwee wat aangehou het, en toe sê die regter op 'n stadium, ek gaan jou uithelp, ek gaan jou help net om ontslae te raak van jou, want sy het volharding toegepas, en aangehou, en elke môre, dan het sy geklop en gesê, ek is maar weer hierso, want miskien vandag, ek is weer hier, en môre dan klop sy weer, ek is weer hierso vir môre, hoekom? Want ek gaan aanhou, totdat die Here my uithelp.
Nie so in die helfte dan begin ek planne maak nie, of in die helfte, so in die helfte dan sê, dit help in elk geval nie om die Here te dien nie. Kom aan, wie het dit al gesê? Dit help in elk geval nie om te bid nie, want die Here antwoord nie. Dit help nie om goed te doen nie, die Here sien dit nie raak nie. Volhard. Volhard. Lukas 18 vers 1 het Jesus self gesê, moenie moedeloos word nie. So ek praat vanmôre net, Moira, jy kan hierdie preek net vir my stuur. Moenie moedeloos word nie. Laaste vers, Hebreërs 10:36. Want julle het volharding nodig. Kan ek dit gou weer lees? Want julle, klap gesoek my bors, nie jou man se bors nie, joune. Hy sê, want jy, Barend, het volharding nodig, omdat jy die wil van God gedoen het, moet jy wag op sy beloftes. Here, ek het alles gedoen wat jy van my gevra het, alles gedoen. Ek soek my pond vleis. Nee, sê die Here, jy moet volhard, moenie moedeloos word nie. Vanmôre gekom om vir jou net een boodskap te gee. Dis nie nodig om in weerklag te lewe nie. Die Here wil dit verander. Die Here wil dit verander. Nee, ekskuus. Die Here gaan dit verander. Amen. Kom ons sluit ons so. Here, wat 'n voorreg is dit om die woord te kan oopmaak en wat 'n voorreg is dit om te hoor wat U vanmôre vir ons wil sê. As ek vanmôre so 'n bietjie in jou hart ingepraat het en jy sê vanmôre, Here, ek is moeg om te huil. Here, ek is moeg vir hartseer en ek is moeg vir probleme en ek is moeg vir weeklag. Dan is hierdie woord vanmôre vir jou. En ek wil vanmôre my hand so uitstrek oor hierdie gehoor, Here. Hulle is nie toevallig hier nie. Here, U het hulle vanmôre wakker gemaak en 'n dringendheid in hulle hart gegee om kerk toe te kom. Dit was nie toevallig nie. En ek wil vanmôre kom bid, Here, soos wat Dawid dit gedoen het. Here, help ons om gedurig deur te bid. Here, help ons om te doen wat U van ons vra. Here, partykeer dan wil ek nie wag nie. Here, partykeer dan sukkel ek so bietjie met my volharding. Here, partykeer dink ek my seisoen is te lank. Here, mag hierdie boodskap vanmôre in mense se lewens en harte posvat en mag U ons hartseer verander in 'n koordans. Here, ek kan nie wag vir die wonderwerke wat U gaan doen nie, omdat mense U vanmôre op U woord sal vat. Amen en amen.